julle. Kom ons lees Moni Muis. Moni Muis skrik groot. Moni Muis skrik groot. Dis die begin van 'n nuwe dag op die plaas. Vandag breek af sit Haan al op sy pos. Op die hek wag hy vir die son se eerste strale. Koekeroekoe, kraai hy met 'n skril stem. Opstaan, slaapkouse, die dag het begin. In die solder word die muisfamilie wakker in hulle lekker warm nesie, in 'n holte in die hooi. Wat 'n pragtige dag. Staan op, Moni. Kyk hoe mooi blou is die lug, roep pa muis uit. Ag, laat my nog 'n rukkie slaap, mompel Moni. Hy verdwyn weer onder die kombers. Soos elke oggend gaan pa muis mieliepitte in die hoenderhok soek. Mamma muis maak ontbyt. Toe nou Moni, hou op om so te gaap en kom eet, roep mamma muis. Ek's nie baie honger nie, ek's eintlik net baie verveeld, kla Moni. Hier gebeur nooit iets nie. Die muise besef glad nie dat hulle in groot gevaar is nie. Boer Frans is onder hulle in die stal besig. Hy het skoon strooi nodig vir mamma skaap wat 2 lammetjies gedurende die nag gekry het. Hy lig sy lang vurk op en steek dit deur die bol waarin die muise bly. Moni, wat altyd wil seker maak dat hy van alles weet wat aangaan, sit bo op die hooibal. Hy rek sy nek om te kyk hoe boer Frans werk. Dan steek boer Frans die hooivurk in die bal waarop Moni sit. Hy tel die hooibal in die lug op. Te laat. Moni kan nie meer vlug nie. Hy probeer vasklou aan 'n strooihelmpie, maar dit help niks. Hy trek soos 'n vrotvel deur die lug in die rigting van die diere se drinkbak. Plons, Moni val kop eerste in die koue water, reg onder die bek van 'n kalfie wat besig is om water te drink. Klein Moni spartel vir al wat hy werd is, want hy kan nie swem nie. Help my, iemand, help asseblief, skree hy. Skielik sien hy 'n groot bek nader kom. Die bek byt liggies aan sy stert vas en lig hom uit die water. Die kalfie red hom. Toe die kalfie vir mamma muis hoor roep, besef hy dat die klein muise uit die hooi kom. Die kalfie loop na die hooibal toe. Net toe kom pa muis terug van die hoenderhok af. Hy sien dadelik wat aangaan. Blitsig maak hy 'n plan. Gooi jou serp af, sodat Moni daarin kan vashou, sê hy vir mamma muis. Dan trek ons hom op. Moni bewe van kop tot toon. Hy gryp die serp vas en klou vir lewe en dood. Mamma en pappa muis trek so al wat hulle kan, maar dis nie so maklik nie. Gelukkig help die kalfie. Hy stoot Moni met sy snoet boontoe, totdat hy weer veilig by sy ouers is. Sjoe, nou kry ek warm, sag pa muis. Hy is doodmoeg. Jy het ons groot laat skrik, sê mamma muis en gee vir Moni 'n stywe drukkie. Moni kyk om hom rond, maar ons huisie is dan verwoes. Alles is stikkend. Wat gaan ons nou doen, vra hy benoud. Maar pa muis het 'n gaatjie tussen 2 planke gesien. Die gaatjie was altyd weggesteek agter die hooibal wat boer Frans afgelig het. Ek gaan kyk of ons daar kan woon, sê pa muis en glip deur die gaatjie. Wat 'n geluk, sê pa muis toe hy terugkom. Die gat kom in boer Frans se graanskuur uit. Daar sal ons veilig wees. Geen vallende hooibale nie en genoeg kos vir almal. Nou hoef ek nooit meer hoenderhok toe te gaan vir mieliepitte nie, sê pa muis. Hy is in sy skik dat die hele affære gelukkig geëindig het. Die aand is daar 'n vreeslike gewoel by die muisfamilie. Hulle trek na hulle nuwe huis toe. Alles wat nog heel is gaan saam. Vandag slaap ons weer in 'n veilige plekkie, sê mamma muis bly.
Die 3 muise raak gou aan die slaap. Dit was 'n besige dag. Hulle het uiteindelik 'n plek gekry waar hulle in vrede kan woon. Selfs ou Snorbaard, die plaaskat, kan hulle nie daar in sy kloue kry nie.